Vriende, ek wil vandag praat oor die historiese stryd tussen vryheid en gelykheid. Nou, die Romeinse denker Sallustius het gesê, min mense begeer vryheid, die meeste soek maar net regverdige heersers. Maar kom ons kyk eers wat is vryheid. Vryheid is bloot en gewoon om self besluite te neem oor sake wat jou raak en dit te kan uitvoer. Wanneer daar nie vryheid is nie, is daar oorheersing. En dit geld veral vir multinasjonale state soos Suid-Afrika, want jy is nie vry as jy nie seggenskap het oor jou eie sake nie. En in multinasjonale state het ons nou al gesien, stem mense vir die party wat die grootste demografie verteenwoordig. So in Suid-Afrika is die demografie baie meer bepalend as demokrasie. En daarom is geskiedenis die verhaal van die stryd tussen vryheid en gelykheid. Ek wil dit anders stel, ook net sowel die stryd tussen demokrasie en sosialisme. Nou kom sê ek dit. Ons noem dan Suid-Afrika 'n demokrasie. Maar ek wil vir Karl Marx aanhaal. Karl Marx het gesê, as jy wil sosialisme instel, dan moet jy veg vir demokrasie, vir stemreg van die werkersklas. Omdat die werkersklas die meerderheid van die mense in die land uitmaak, gaan jy daardeur deur die demokrasie dan politieke mag kry. En dan moet jy daai politieke mag gebruik om sosialisme in te stel. Nou wat is sosialisme? Sosialisme is sulke wette soos die nasionale gesondheidsorgversekering, miljoene mense wat op toelaas is en so meer. Ons sien dit al hoe meer in Suid-Afrika. Maar waar die oorspronklike sosialiste baie keer verduidelik het, en ons hoor dit by die ANC ook, hierdie pragtige mooi doelwitte en almal moet gelyk wees en lekker genoeg hê van alles, sien ons dat dit eindig in armoede en verdrukking. Nou ek wil weer sê, as jy kyk na Suid-Afrika self, het meneer Cyril Ramaphosa in 2018 met sy staatsrede, toe hy die nasionale gesondheidsversekering aangekondig het, het hy letterlik uit Karl Marx uit aangehaal. Hy het gesê, almal moet bydra volgens hulle vermoë, maar hulle moet mediese versorging kry volgens hulle behoefte. Nou, dit is 'n sinnetjie so reg uit Karl Marx uit, al het hy nie Marx genoem nie. Maar nou kan julle vir my vra, wat is fout met gelykheid? Dis mos regverdig. Ongelukkig, vriende, sien die sosialiste gelykheid baie anderster as ons. Ons sien gelykheid as 'n gelyke wegspring, maar hulle sien gelykheid as gelyk by die wenpaal uitkom. Dit is 'n totale ander siening. Gelyke geleenthede waarvoor ons staan en gelyke uitkomste waarvoor die ANC staan, is totaal verskillend. Nou, ons as Christene is ook mededeelsaam. Ons glo van myne is joune. Dis nie wat sosialisme is nie. Hulle sê nie, myne is joune nie, hulle sê joune is myne. Dis nie iets van gee nie, dis van vat. So dis nie, gaan nie oor mededeelsaamheid nie. Dit gaan oor herverdeling. En hier speel die staat 'n baie groot rol. Ek en jy wil nie heeldag met die staat te doen hê nie. Ons wil glad teen 'n staatsdienskantoor en 'n tou ergens gaan staan nie. Daarteenoor sien sosialiste die staat as baie belangrik. Die staat is die groot gelykmaker. Hy moet baie mag hê sodat hy van 'n klomp kan vat en vir 'n ander sy ondersteuners kan gee. Ek wil dit 'n voorbeeld noem. Ons sien die rol van die staat as die van 'n huishoudster. Die staat moet net almal veilig hou, die infrastruktuur moet werk, net die nasionale huishouding net bloot aan kant maak. Hulle sien egter die staat as die broodwinner. Die staat moet letterlik vir mense dan gee. En soos ek gesê het, om te gee, moet jy eers vat. Nou, almal van ons hou nie van armoede nie. Daarom glo ons wil graag arme mense ryker maak. En daarom glo ons aan opleiding, ons glo aan goeie onderwys, ons glo aan produktiwiteitsverbetering. Alles gaan daaroor om armes ryker te maak. Sosialiste weer sien dit totaal anders. Hulle wil rykes armer maak. En met rykes bedoel ek nie die multimiljardêrs nie, ek bedoel gewone mense wat werk, wil hulle dan van vat, meer en meer van vat, en dan vir hulle ondersteuners gee. Nou, die verdrukking, hoekom sosialisme altyd aan verdrukking moet eindig uiteindelik, is wat ek nou gesê het, om te gee, moet jy eers vat. Jy moet 'n sterk staat hê, en die staat moet inmeng in elkeen van ons se lewens, moet besluit te neem oor waar jou kind op skool is, moet besluit te neem watter dokter jy mag besoek, moet besluit waar gaan jou pensioenfonds belê word, en moet letterlik jou lewe vir jou reguleer. So die regerings is kamptig nou die groot gelykmaker.
Nou, Winston Churchill het reg gesê, jy het net een keuse, en dit is tussen 'n ongelyke verspreiding van rykdom en 'n gelyke verspreiding van armoede. Want die probleem van sosialiste is, onder hierdie pragtige vaandel van gelykheid wat so goed klink, wil hulle ons skole vat, wil hulle mense se werk met kwotas vat, wil hulle aandele in die ekonomie verhoog met BEE, wil hulle mense se grond onteien om dit kastig gelyk uit te deel, en wil hulle ons medies nasionaliseer. Nou natuurlik het ons geen probleem, en inteendeel ons ondersteun dit, as byvoorbeeld swart mense 'n groter aandeel in die ekonomie kan kry. Maar vriende, jou aandeel in die ekonomie hang af van jou bydrae tot die ekonomie. Dit help nie hulle stig nou 'n multimiljard empowerment fund en so meer en so aan nie. Hulle moet sorg dat mense meer produktief raak, dat mense die geleenthede wat die land hulle bied gebruik om dan besighede te begin. Nou, maar daar's goeie nuus. Die goeie nuus is dat sosialisme nog altyd misluk het waar dit ook al probeer is. Weet jy, as dit nie eens in Oos-Duitsland kon werk nie, sal dit nêrens werk nie. Sosialistiese lande, soos ek sê, is nou nog die oorblywendes soos Noord-Korea, Venezuela, Zimbabwe en so aan. Die mense is arm en hulle is verdruk. En daarom is daar nie so kragtige konsep soos die konsep van vryheid nie. Vryheid op elke gebied. Vryheid van persone, vryheid van gemeenskappe, vryheid van volke, vryheid van howe, vryheid van die media en ook 'n vrye ekonomie, dat die ekonomie nie dood gereguleer word deur die staat nie. Nou ek wil afsluit om te sê, ons, en daarmee bedoel ek almal wat glo aan vryheid, aan demokrasie, aan die vrye markstelsel, ons het die Koue Oorlog gewen. Kommunisme het lankal al misluk. Daarom moet ons die stryd om vryheid teen sosialisme met selfvertroue aanpak. Ons het die oorlog gewen. Ons kan nou met vertroue dit aanpak. Ons hoef nie heeltyd op die verdediging en op die agtervoete wees nie, want ons weet dat die enigste oplossing is vryheid en nie sosialistiese gelykheid nie.